Ons is by week 3 van 4 in ons rigtingreeks en ons is besig om te kuier oor God se doel vir ons lewens en om dit te ontdek in hierdie tyd waar ons besig is. Nou, ons het die reeks begin so 2 weke gelede en so 'n bietjie gesels oor die gedagte van padkaart. God het 'n wil en ons het gesels oor die feit dat God 'n wil het vir ons lewens en God het 'n plan, hy het 'n wil, hy droom oor jou, hy het jou voorberei vir hierdie droom en hy's iewers heen op pad met jou lewe en ons het daar begin en ons het 'n saak gemaak vir die feit dat daar geen mens op hierdie planeet is wat maar net per toeval hier is of doelloos hier is nie, maar oor elke liewe individu is God besig om oor te droom en God droom ook dan oor jou lewe. Feit is dat ons toe nou die tweede week gegaan het en gesê het, maar nie net droom God oor jou lewe, nie net het God 'n plan nie, maar God praat met ons. En ons het laasweek gesels oor hoe God praat, hoe hoor ek sy stem en hoe weet ek wat ek hoor is hy. En dit was laasweek gewees. Nou, vanoggend wil ons bietjie verder gaan en ons wil sê, as God 'n plan het met jou lewe en God praat oor daai plan, hoe leef ek daai plan? Maar ek besef, vanoggend se preek het beperkte waarde as jy uitgemis het op week 1 en week 2 van die reeks. So dalk sit jy nou hier vanoggend en dis jou eerste preek in die reeks of jy dalk die middelste enetjie gemis laasweek. Ek besef dit gaan moontlik wees dat daar stukkies vanoggend is wat jy gaan dink, okay, maar wag, hoekom praat hy nie daaroor nie? Hoekom sê hy nie hierdie nie? Dis omdat dit gesê is in die laaste 2 weke en ek wil jou uitnooi om 'n draai te maak by die Info Toonbank en bestellings te gaan plaas. Dis ook beskikbaar op die internet om af te laai as jy behoefte daarvan het, of jy kan die DVD-reeks kry oor so 3 weke as hy dan nou beskikbaar gemaak word agter by die Info Toonbank. Dan kan jy nou hierdie hele reeks bestel en dan kan jy nou wees soos die flieks wat hulle op die einde van die fliek, die einde van die begin van die fliek, die einde van die storie wys en dan die res van die fliek hoe jy daarby uitgekom het. Dan kan jy nou die vorige 2 weke gaan kyk om te kyk hoe het ons gekom waar ons vanoggend is. Soos wat ons so 'n bietjie gesels oor die gedagte van rigting met die beeld kompas. Leef sy wil. Leef sy wil. Sien, dis 'n wonderlike ontdekking om te maak, om te besef God droom oor jou lewe. Die idee dat die skepper van die heelal, dat God, die koning van die konings, die heerser van alle heerser, die almagtige, die begin en die einde, God droom en dink oor my lewe. Dis 'n amazing ontdekking om te maak. Dis fantasties om te weet dat God actually tyd gemaak het om oor my te droom en vir alle tyd, nog altyd dink en droom oor my lewe. Die een ding wat beter is om te weet dat God droom oor my lewe, is om te weet wat God droom oor my lewe en om te hoor wat God se plan en se droom vir my lewe is, om dit te ontdek. Ek kan nie dink dat daar enige ontdekking groter as dit is in 'n mens se lewe as om te besef my skepingsdoel, die rede vir my bestaan, die hemelse droom oor my lewe is die volgende. Dit alles beteken egter niks as ons nie die doel wat God het uitleef nie. As jy weet dat God 'n plan het en jy weet wat daai planne is en jy leef nie daai plan nie, dan is daai plan van geen waarde nie. Dis soos die 3 paddatjies wat op die klip gesit het. En soos die 3 paddatjies op die klip gesit het, het een van die paddatjies besluit om van die klip af in die water te spring. Nou ek besef dit is nog vroeg in die oggend vir wiskunde, maar hoeveel paddatjies sit nou op die klip? 2? Nee. 3 paddatjies sit op die klip, want die een het net besluit om af te spring, hy het nooit afgespring nie. Sien, ons kan 'n hele reeks doen oor die wil van God en ons kan gesels oor dat God 'n wil het vir jou lewe. Ons kan praat oor hoe hy droom oor jou en dat hy beter planne vir jou het en dat hy droom oor jou toekoms onafhanklik van hoe gemors jou hede is, hoe veel foute daar in jou verlede is, droom God oor jou toekoms. Ons kan daai waarheid vestig in jou hart. Ons kan jou leer hoe om God se stem te hoor en hoe om te versoen wat dit is wat hy vir jou sê. Maar as dit nie 'n realiteit word in jou lewe wat God droom oor
oor jou lewe nie, is dit van geen waarde nie, en ek vertrou die Here, dat die paddatjies van die klip af sal spring vanoggend. En dat mense sal kies om dit wat God droom oor hulle lewens sal leef. Dat mense sal 'n besluit maak vanoggend om nie net daaroor te praat nie, om dit nie net te ontdek nie, maar om dit te doen. En ons praat volgende week bietjie verder oor hoe werk hierdie dit uitleef, en ons praat rondom die gedagte verkyker, hoe werk dit om 'n visie te hê vir jou lewe? Hoe kry jy 'n goddelike prentjie van 'n toekoms in jou lewe en leef daai prentjie uit? Dis volgende Sondag wat ons daaroor gesels. Maar vanoggend wil ons gesels oor die wil van die Here en hoe leef ek God se wil? Hoe leef ons God se wil uit? En om dit te verstaan moet ons kyk na die beeld waaroor ons gesels van kompas, nê? Nou, ek besef baie van julle het geen verwysing van met 'n kompas werk nie, maar ek onthou toe ons kaartwerk gedoen het, lank gelede, toe kaartwerk nog relevant was, voor die somtotaal van kaartwerk is, gaan na Makro toe, koop GPS, kaart is gewerk. Okay, in die dag toe kaartwerk nog kaartwerk was, is ek geleer dat jy het net 3 goed nodig, om van enige plek na enige plek toe te gaan. Jy moet weet waar jy is, jy moet weet waartoe jy wil gaan, en jy het 'n kompas nodig. As jy weet waar jy is, en jy weet waartoe jy wil gaan, en jy het 'n kompas, dan kan jy met die kompas bepaal, in watter rigting jy moet beweeg, van waar jy is, tot waar jy wil wees. En al wat jy doen is, soos jy stap, kyk jy heeltyd op die kompas, wat se rigting jy in moet beweeg, en so vind jy jou plek. Vandag sit jy die voice recognition aan, en jy sê die plek se naam, en die tannie vertel vir jou om daar te kom. Baie eenvoudig. Maar die feit is, dis die funksie van 'n kompas, en ek glo die Here wil ook so vir ons kom rigting gee, dat ons sy wil kan uitleef in ons lewens. Ek besef vir baie mense is die idee van God se wil raak baie kompleks. Wat is sy wil? Hoe hoor ons sy stem? Hoe praat die Here met ons? Hoe weet ons dat dit hy is wat gepraat het? Wat is die verskillende maniere wat God praat? Wat is die verskillende realiteite in my lewe? Waarmee sukkel ek? Wat kan ek doen? Wat kan ek nie doen nie? Hoe drastiese besluite kan ek maak? En ons maak hierdie hele idee van God se wil verskriklik kompleks vir onsself. Op die einde van die dag kom God se wil, en om God se wil uit te leef, na 2 goed toe af. Daar's net 2 goed wat jy eintlik hoef te verstaan. En ons gaan vanoggend lekker gesels. Ons gaan gesels oor hoe vat ek my omstandighede en versoen ek my omstandighede met God se wil. Ons gaan praat oor die insette van ander. Hoe hanteer ek ander mense se insette om God se wil te bepaal tussen dit deur. Ons gaan by al daai komplekse goed stil staan, maar voor ons dit kompliseer, kan ons dit net gou vereenvoudig vandag. Om die Here se wil uit te leef. Om sy wil ons realiteit te maak, is so eenvoudig soos hierdie 2 goed. Nommer 1, ken sy wil. Nommer 2, doen sy wil. Dis dit. As jy God se wil kan ken, en jy kan God se wil doen, dan is God se wil jou realiteit. En ek besef, in ken God se wil, is daar dieptes wat ons kan ontdek vir weke lank, en ons kan praat oor hoe praat die Here, en ons kan praat oor hoe hoor ek die Here, en ons kan al hierdie goed doen, en rondom doen kan ons praat oor die krag van gehoorsaamheid, en hoe rebellious mense is, en hoe hulle eie koppe wil volg. Ons kan oor al hierdie goed gesels, maar op die einde van die dag, is die antwoord om God se wil jou realiteit te maak, so eenvoudig soos dit. Ken dit, doen dit. That's it. Jy het niks meer nodig nie. As jy God se wil ken, en jy kan God se wil doen, dan word God se wil jou realiteit. As jy leer wat dit is om God te hoor, en jy leer wat dit is om gehoorsaam te wees aan wat God sê, dan word God se droom jou realiteit. Dan word God se plan jou lewenspad. Dan word God se wil jou storie. En ek besef dat daar 'n komponent hiervan wat 'n proses is, wat lank vat om uit te loop, en dis 'n daaglikse beleining, soos iemand wat met 'n kompas loop, wat deurlopend punte soek, waar hy kan sê, wel, hier's 'n punt, kom ons kyk net weer, wat sê die kompas, kom ons kyk wat se rigting moet ek weer na toe gaan. Ek besef dis 'n daaglikse proses, maar hierdie daaglikse proses begin met 'n oomblik. Dit begin met 'n oomblik wat jy 'n besluit maak om te sê, weet jy wat, ek kies om God se wil in my lewe te ken en om God se wil te doen. Ek kies teen elke ander gedagte of proses, en ek kies hierdie as die prioriteit en die fokus van my lewe. Ek gaan God se wil
ken en doen. Ek besluit om gehoorsaam te wees. Here, praat met my en dis wat ek wil doen. Jy het 'n geleentheid in hierdie oomblik, in hierdie dag. Die 4 Augustus 2013 het jy 'n geleentheid om te sê, Here, ek wil myself bring en ek wil U wil ken en ek wil U wil doen. Ek wil weet wat die plan is, want my grootste begeerte is om daardie plan uit te leef en my realiteit te maak. Wil jy nie in hierdie oomblik, in hierdie preek, daai besluit neem en sê, Here, hier is ek. My grootste doel in die lewe is om U doel te ontdek. Die meeste rigting wat ek nodig het, is om my oë in U rigting te sit en om te hoor waantoe U my wil lei. En as ons by daai plek kom, wat ons sê, Here, ek wil U wil ken en ek wil U wil doen. Van daai fondasie af kan ons al die details gesels, kan ons met mekaar gesels, maar wat is dit wat die Here in gedagte het vir ons en hoe ken ons sy wil? Maar die beginpunt is 'n besluit in jou lewe, is 'n resolusie in jou lewe waar jy sê, vir die res van my lewe word hierdie my prioriteit. Dis die rigting wat ek wil inslaan. Hy is my rigting. Hy is my fokus. Sy wil is die plan vir my lewe. Sy doel is my doel. En my grootste begeerte is om te leer hoe om in gehoorsaamheid tot hom te leef. En jy nie nou daai besluit maak. Miskien het jy hom al baie gemaak en jy wil hom weer bevestig. Miskien het jy hom nog nooit gemaak. Maar dit is so eenvoudig soos dit. Hoe weet ons dan wat God se wil is? Hoe weet ons dan, as ons hierdie besluit gemaak het en ons sê ek leef om God se wil te ken en God se wil te doen? Dis waarvoor ek bestaan. Dan sê ons, okay, nou hoe weet ons wat God se wil is? Ons het klaar besluit dat wat dit ook al is, gaan ons dit doen, maar hoe weet ons wat is God se wil? Wat is God se plan vir jou lewe? Wat is God se doel? Nou, ons het laasweek gesels daaroor dat God met jou wil kommunikeer. Dis God se begeerte om met jou te praat, om vir jou te sê wat sy wil vir jou lewe is. Dit sal verskriklik wees as ons 'n God gedien het wat 'n droom het vir jou lewe, maar hy hou daai drome geheim. Dis tog logies dat dit sy begeerte sal wees om daai droom met jou te deel. God praat deurlopend en God praat op 'n klomp verskillende maniere. Daar's 'n klomp maniere wat God met ons kommunikeer en miskien wil jy jou eie lysie opmaak, maar God praat met ons deur die natuur. Ek het al beleef hoe die Here goed in die natuur gebruik het om met my te kommunikeer. God praat met ons deur sy woord. God praat met ons baie keer deur 'n preek of iemand wat iets kommunikeer. Ek het al beleef, die Here praat my deur 'n fliek of deur die media, dat die Here met my praat. God praat op 'n klomp maniere. God het al met my gepraat deur ander mense, wat vir my 'n storie vertel, en in die storie hoor ek iets van die Here se stem. God praat met jou deur ander mense se raad. God het al met my gepraat deur omstandighede, wat goed my pad langs gekom het. God praat baie keer deur oop deure. God praat op 'n klomp verskillende maniere in ons lewens. Die probleem is, dis nie net God wat praat nie. Ek praat ook. Ek het ook baie te sê, ek het baie opinies, ek het baie gedagtes, ek interpreteer goed soos ek wil. Nie net interpreteer ek goed soos ek wil nie, maar ander mense praat. Daar's mense met agendas agter die media. Daar's mense met agendas agter flieks wat hulle maak. So, daar's sekere stemme daar buite. Ek is oortuig dat die duiwel het 'n boodskap vir die wêreld en hy gebruik verskillende goed om daai boodskap te verkondig. So ek sit met al hierdie stemme en al hierdie goed in my lewe, en hoe versoen ek alles wat gebeur, alles wat ek hoor elke dag met God se wil? Dis die challenge. Die vraag is nie of God praat nie. Die vraag is of ek sy stem hoor tussen al die stemme en prosesse en realiteite in my lewe. God wil met jou praat en jy kan God se stem hoor. God wil met jou die droom deel wat hy vir jou lewe deel en jy kan hoor wat dit is vandag. Ons kan sy wil ken en sy wil doen. 2 Korintiërs hoofstuk 13 en vers 1. Paulus besig om te skryf vir die Korintiërs en hy verwys na 'n derde besoek. Hy sê, dit is die derde keer dat ek na julle toe kom, in die mond van 2 of 3 getuies sal elke woord
vas staan. En wat Paulus hierna verwys is, hy verwys na 'n Joodse tradisie in die Joodse hof, het hulle gesê, as een getuienis bring, dan staan daai getuienis nie vas, totdat iemand anders die getuienis kan kom vasmaak, kan kom bevestig en sê, dit is wel wat hier gebeur het. En Paulus sê, dis dieselfde met sy koms. Sy derde koms sal die bevestiging wees dat dit wel die waarheid is. En dis presies hoe die Here met ons werk. Hy kom bevestig sy wil, en as jy mooi luister, gaan jy hoor hoe hy tussen al hierdie verskillende goed uit, al hierdie verskillende bronne en oorde uit, dieselfde ding sê, en soos jy hierdie verskillende stemme belyn, hierdie getuies by mekaar uitbring, kom jy by God se wil uit. Nou, ek weet nie wie van julle is soos ek nie, maar ek moet verstaan hoe dit werk, mens. So, die feit dat my selfoon kan bel, is nie vir my genoeg nie. Ek moet weet hoe bel 'n selfoon. Goed, ek is alleen. Ek lees die Popular Mechanics. Ek is Yuri en ek lees die Popular Mechanics. Hallo Yuri, jammer om te hoor. Is daar enigiemand anders hier wat ook hoe goed werk mens is? Jy moet weet hoe goed werk. Nou, een van die goed wat ek moes uitfigure hoe dit werk, was 'n GPS, want ek hou van 'n GPS. Dis my heerlik dat daar hierdie ding is wat so klein is dat ek in my kar kan opplak en dan kan hy vir my sê waar om te ry en ek kan hom ignoreer. Dis vir my baie lekker. Hy word nie eens my kwaad nie, hy beklei nie met my nie, dis heerlik, maar hy sal aanhou recalculate totdat hy by die pad uitkom wat ek eintlik wil ry. Maar dis my wonderlik, want hy weet waar ek is. En as ek dalk sou erken dat ek verdwaal het, dan kan ek na hom luister en hy gaan nie eers sê I told you so na die tyd nie. So dit is 'n amazing ding, 'n GPS, en ek moes uitfigure hoe hy werk en ek het verstaan dit werk met hierdie satelliete wat om die aarde is, maar hoe weet die satelliet waar ek is op die aarde? Hoe weet daai satelliet waar ons almal is op die aarde en hoe hou hy by met al hierdie GPS'e wat die wêreld vol is? Iemand het nou vir my verduidelik, dit werk met die beginsel van triangulation. En die beginsel van triangulation sê basies dat as ek in 'n tweedimensionele wêreld is, dan en ek weet my afstand van punt A af is 2 km, dan kan ek 'n sirkel trek wat sê ek's binne 2 km. So ek kan enige plek op hierdie sirkel wat se radius 2 km van punt A af is, kan ek nou wees. As ek egter 'n tweede punt het waar ek kan wees, dan sê ek wel ek is 2 km van punt A af, maar ek is ook 1 km van punt B af. En wat dan gebeur is, as ek die sirkel trek van 1 km om punt B en ek trek die 2 km sirkel om punt A, dan gaan hierdie twee sirkels mekaar op twee plekke kruis en dan is ek by een van daai twee plekke. As ek egter 'n derde plek kry, dan kan ek sê wel ek is 2 km van punt A en 1 km van punt B, so ek is by een van twee plekke. As ek nou hierdie twee radius sirkels trek, is ek by een van twee, maar as ek weet ek is 500 meter van punt C af, dan gaan punt C se lyntjie deur een van hulle trek, en so kan ek dan weet presies waar ek is op 'n spesifieke plek. Nou dis bietjie moeiliker as jy dit nou vat en sê jou GPS werk met daai beginsel, want nou skielik is dit satelliete en ons praat nie net van 'n tweedimensionele wêreld nie, maar 'n driedimensionele wêreld. Maar as jy so 'n bietjie hieroor gaan dink, jy agterkom as ek 4 satelliete het, kan ek nog steeds my punt bepaal. Dis nie 'n plat sirkel nie, maar ronde sirkel, hulle kruis, moenie worry nie. Feit is, 4 satelliete, jy kan dit kry, okay. So, die feit van die saak is, met 4 satelliete, kan ek bepaal presies waar ek is op die aarde. Ek kan selfs bepaal hoe hoog ek van die aarde af is, want met die 4 satelliete het ek 'n presiese plek waar ek is. So al wat die GPS doen is, hy meet jou afstand van hierdie 4 satelliete af, en dan kan jy met die GPS bepaal presies waar jy is op die planeet. Presies dieselfde manier werk God se wil. As jy kan hierdie verskillende satelliete, hierdie verskillende maniere wat God besig is om met jou te praat, want God praat op baie maniere. Hy praat deur sy woord, hy praat met sy stem in jou wese, hy praat deur middel van vrede, hy praat deur middel van geloof wat in jou hart wakker word, hy praat op klomp verskillende maniere. As jy al hierdie maniere vat en jy belyn hulle een met die ander, gaan jy agterkom wat God besig is om vir jou te sê, en gaan jy jou plek in God se wil kan vind. Dis moontlik om te weet wat God se wil is. En dis moontlik om hierdie wil uit te leef. Dis moontlik om te weet wat dit is wat jy voor geskep is. Jy kan jou skepingsdoel ontdek. Jy kan weet
wat God se wil is. Al wat jy moet doen, is jy moet die verskillende maniere vat wat God praat, en hulle met mekaar belyn, en kyk waar kom al die lyne, al die sirkels by mekaar. Wat is dit wat God jou voor geskep het? En ons gaan gou vanoggend stil staan by 4 sulke satelliete. 4 satelliete wat ons help sien wat God se wil en God se plan vir ons lewens is. Nou, God praat op meer as 4 maniere, hy praat op 'n lang lys van maniere, maar ek het die maniere wat God praat gaan kategoriseer in 4 verskillende groeperings vanoggend. 4 groepies satelliete, 4 groepies getuies in jou lewe, wat oor jou lewe verklaar, wat God se plan, God se wil en God se droom oor jou lewe is. Die eerste groepie is, God praat direk met ons. Daar's maniere wat God direk met ons praat, 2 maniere spesifiek. God praat met ons deur God se stem, en God praat met ons deur God se woord. So hierdie 2 maniere is 2 maniere wat God direk met ons praat, soos 'n pa met sy seun, praat God met die mens. En God praat eerstens met ons deur sy stem, en ek gaan nie vanoggend te veel hierby stil staan nie, want ons het laasweek 'n hele preek gegee aan God se stem, en hoe werk God se stem, hoe hoor ek God se stem, hoe weet ek dat die stem wat ek hoor is God se stem. Ons het laas Sondag die hele diens daaroor gesels, so kry daai preek as jy daaroor wonder, maar God praat direk met ons deur sy stem, sê hy vir ons wat hy vir ons wil sê. Die tweede manier wat God direk met ons praat, is God praat met ons direk uit sy woord uit. God kommunikeer met ons uit sy woord uit. God het homself duidelik uitgedruk in sy woord. En in die Bybel is daar 'n duidelike uitdrukking van God se woord. Wat God wil sê, ek glo in die woord van God as die enigste woord van God. En ek glo dat die Bybel het vandag nog krag, en God sal my nooit lei op enige manier buite die beginsels van sy skrif nie. Ek glo nie dat die Bybel deur een of ander Rooms-Katoliek aan mekaar gesit is en nie meer van waarde is vandag nie. Ek glo nie dat as hulle nog 'n boek ontdek iewers in 'n woestyn, dan sit dit 'n skadu van vraagteken op die autoriteit van die Bybel nie. Ek rig my hele lewe op die woord van God, want dit is die woord van God. En ons leef in 'n tyd wat mense besig is om allerlei verskoningkies te maak, en dan wonder hulle hoekom hulle nie die wil van die Here ken nie, want hulle lees nie meer die woord van God nie. Dis so maklik soos maak hom oop en lees hom. Dis daar. En ek glo dat as ons die wil van die Here wil hê, moet ons begin by die woord van die Here, want die woord van die Here skep die fondasie van alles wat jy gaan hoor, want God sal jou nooit lei buite die fondasie van sy skrif nie. Dis die kern van wat ons glo. Dis die boodskap, dis die riglyn vir ons lewens. Soos julle kan hoor, is ek passievol oor die woord van God, en ek is lief vir daai woord. Want sy woord in my lewe leer my sy stem deur die Gees ken. Sy woord beskerm my van die pad buis te raak. Sy woord hou my op sy pad. Dit rig my voetspore. Dit beskerm my van foute maak. Dit gee vir my insig waar ek nie insig het nie. Dit leer my hoe om te lewe. Dit leer my hoe om met God in verhouding te staan. En ek het besef dat as ek myself los, sal ek die hele oggend praat oor sy woord. So ek gaan julle net nooi na die reeks toe wat ons gaan doen binnekort. Ons gaan 'n reeks doen, en ons noem die reeks werkwoord. En tydens hierdie reeks gaan ons vir 5 weke lank hier in Ooskampus gesels oor die woord van God. Hoe werk sy woord vandag? Hoe werk ek met die woord? Hoe lees ek die woord op 'n manier wat sin maak? Hoe verstaan ek die Bybel? Hoe verstaan ek verskillende soorte boeke in die Bybel? En hoe werk sy woord in my lewe? Wat se effek het dit? Hoe kan ek dit toepas op my lewe? Ons gaan vir 5 weke hieroor kuier, wat beteken ek kan vanoggend aangaan my preek. Nou, die feit is dat die woord skep nie net die riglyn of die fondasie van wat God sê nie, maar God praat baie keer deur versies wat uitspring. Ek weet nie of jy al die belewenis gehad het nie, jy lees iets in die Bybel, en soos jy lees, is daar iets wat net uitspring en met jou praat. Dis asof alles op die bladsy verdwyn, en hierdie een ding maak net vir jou duidelik sin. Dis die antwoord waarvoor jy gesoek het. Dis die woord wat jy die Here voor vertrou het. En daai een ding kom, en hy praat net met jou gees. God praat ook so, profeties, deur sy woord, deur sy skrif, kommunikeer hy met ons. God praat met ons. Ek onthou, so
15 jaar gelede het ek en Karen die Bybelskool begin in die Kaap in Wellington. En ons het beleef, die Here praat met ons om hierdie Bybelskool te begin. En so is ons toe nou 3 maande getroud, toe ons eerste groepie studente gekry het. En ons is jong getroudes en is net wonderlik. Ons gaan nou hierdie studente oplei vir bediening. Maar die realiteit is dat die geld, hy is nie. So ons vertrou die Here vir geld, want daar is nie geld nie en daar is nie voorsiening nie. En die begroting het ek wel 'n salaris gehad van R1000 'n maand. Waaroor ek baie opgewonde was, maar dit het nooit gebeur nie, want daar was nooit geld in die begroting om my salaris te betaal nie. So is ons salarisloos en tot 'n mate haweloos, jong getroudes. En ons vra dan nou op daai stadium vir die Here, maar ons wil graag 'n huisie hier. Daar's so ontwikkelingkie op 'n wynplaas net buite die dorp Wellington in die Boland in die Kaap. Is op 'n wynplaas tussen die berge, loop daar so 'n riviertjie en dan is daar sulke dammetjies en om hierdie riviertjie en die dammetjies op hierdie wynplaas tussen die wingerde staan daar sulke wit grasdak huisies. En ons besluit, maar ons wil daar 'n huis hier. Ons het nie geld om te huur nie, maar ons wil hom hier want die Here sal ons voorsien. En so gaan kyk ons na 'n huis en daar's een beskikbaar en ons is reg om hom te huur en ons beleef die Here sê nee. Nou, die alternatief, en ek was nie baie opgewonde oor hierdie alternatief nie, ek was 3 maande getroud, ek was nie baie opgewonde oor hierdie alternatief nie, was om saam met die studente te bly. Ek weet nie wat ek gesê het nie, maar ek was nie opgewonde oor daai alternatief nie. En so is ons toe nou in die situasie, wat ons wil met ons hele hart hier, maar ons weet, ons het nie geld nie, en ons beleef is nie die Here nie, en nou moet ons saam met die studente bly. Nie iets om oor opgewonde te wees nie, 'n slegte alternatief. En ons beleef dis wat die Here sê. En ons is nog so in die wik en weeg, en 'n vriend van ons wat 'n profetiese gawe in vloei, kom na ons toe, en hy sê uit die bloute vir ons, hy sê, ek hoor by julle dat julle wil hier. Julle sê vir my, julle wil hier. Maar ek hoor die Here sê, dat as dit tyd kom vir julle om weg te trek, gaan julle nie hier nie, julle gaan koop. Nou met R1000 'n maand salaris wat nie gebeur nie, kan julle dink hoe ridiculous dit gevoel. Maar is reg, dis wat die Here sê, so ons maak toe nou vrede daarmee, en ons bly saam met die studente, en die einde van daai jaar kom, wat ons nou vir 'n jaar lank in hierdie minder as ideale omstandighede gebly het, as 'n jong getroude koppel, nie my keuse nie. Ek het nog issues, nee, kan julle hoor. Maar die feit van die saak is, na 'n jaar, kom ons in ons beleef, maar dis tyd om te gaan. En nou besef ons, maar die Here het nou vir ons gesê, ons moet nie hier gaan soek, wat ons die Here vertrou vir hier nie, ons moet nou 'n huis gaan koop. So, sonder 'n salaris gaan sien ons toe nou die agent, en ons sê, hoorie, ons soek 'n huis. Hy sê, wel, wonderlik, watter tipe huis soek julle? Nee, ag, wys ons alles wat jy het. Maar het julle gedink aan 'n prysklas? Nee, eintlik nie. Nou, ry ons huis toe, die agent het ons 'n paar huise gewys en 'n paar vrae gevra wat ek nie geantwoord het nie, en so ry ons na huis toe. Ek sê, Karen, ek dink hierdie agent dink ons is mal. Weet jy wat die waarheid is? Ek dink ons is mal. Ek weet, hoe kan ons huis kyk? Ons vertrou die Here vir bordkos, en nou wil ons 'n huis gaan kyk. Ons wil die huis koop. Watter bank gaan vir ons, gaan ek vir my Bybel vat vir 'n payslip? Ek weet, wat gaan ek doen? Nou is ons redelik oortuig, ons is mal in ons koppe. En ek sê, maar kom ons bid, ons hoor net weer by die Here. En soos ons weer by die Here hoor en bid, lees Karen een oggend, spandeer sy tyd met die Here, en daar's 'n skrifgedeelte in die evangelies wat dit sê, die tyd het gekom om te doen, soos jy begeer het om 'n jaar terug te doen. En toe sy dit lees, besef sy, dis die Here, en sy kom na my toe, en sy sê, kyk, die Here het vir my skrif gegee, dit gaan gebeur. En met dit saam begin ons huise kyk, ons maak reg om 'n huis te koop, ons gaan 'n huis koop, en hoe gaan ons betaal? Nee, ons gee nie teen nie. Kontant koop of verband? Ek weet nie. Was 'n maand later, toe iemand na ons toe kom en sê, ek weet nie of julle op soek is na 'n nuwe blyplek nie, maar ek het net beleef die Here sê ek moet vir julle 'n huis koop. Weet julle wat julle wil hê? Kom ons gaan wys jou. En so kom doen die Here wat hy beloof het. God praat met ons. En hy wil sy wil aan ons kom openbaar. Hy wil vir ons kom duidelikheid gee oor sy plan vir ons lewens. Dit waaroor hy droom vir jou lewe, en deur sy woord en deur sy stem het God die vermoë om dit met jou te deel. Die tweede manier wat die Here met ons praat is, die Here praat met ons oor ons skepingsdoel inherent.
God het jou voorberei vir jare, oor jaar na jaar het God aan jou beplan, en soos hy oor jou gedroom het hy in jou belê dit wat jy nodig het om te doen, dit wat hy jou geroep het om te doen. So in jou het hy inherent belê dit wat jy nodig het om jou roeping uit te leef, en God praat deur hierdie goed met jou. Daar's 3 goed wat God kom doen het. Hy het in jou ontwerp kom clues wegsteek. Kom idees wegsteek van wat dit is wat jy moet doen. Hy het in jou begeertes kom sit wat hy vir jou begeer, en hy het in jou passies iets kom wegsteek van sy doel en sy plan vir jou lewe. Eerstens dan, as ons stil staan by ontwerp, Romeine hoofstuk 12 en vers 6 sê, in his grace God has given us gifts for doing certain things well. God has given each of us gifts for doing certain things well. God het iets in gedagte en hy het vir jou gawes gegee om daai goed te kan doen. God het jou gemaak om te doen wat hy jou geroep het om te doen. So as jy wonder wat jy moet doen, kyk na jou gawes. As jy 'n rooi sportmotortjie is dit belangrik dat jy besef dat jy nie gemaak is om springhase te jag nie. Dit kan lekker wees vir die eerste rukkie, maar iewers gaan jy vassit. Iewers gaan jy breek. God het in jou die gawes gesit om te doen, dit wat God jou geroep het om te doen. Hy het dit vir jou gegee, dit kom natuurlik vir jou om te doen wat God jou geroep het om te doen. Daar's 'n natuurlike komponent tot dit. Wat het God jou voor gemaak? Wat het God in jou kom belê en het hy jou goed meegemaak? Wat kom vir jou natuurlik? Die realiteit is, as jy op 'n plek is, wat jy sê, weet jy wat, daar's geen manier wat ek voor mense kan praat nie, maar dan is dit waarskynlik dat dit nie is wat die Here jou geroep het nie. Jy moet dit dalk net probeer, dalk is jy goed daarmee. Ek onthou my toesprake as kind, dan moet jy 'n minuut public speaking toespraak gee. As jy jou hande stil kry, dan begin jou beë in 'n bewe. Wat jy daai oorlosie. Goeiemôre, dames en here. 5 sekondes, dit was soos 15 sekondes in my oefening. Wat is, God het iets in jou belê van wat hy wil hê jy moet doen. Wat het God in jou, wat se vermoëns het God vir jou gegee? Wat is die gawes wat hy vir jou gegee? Dis 'n klou tot sy roeping. Die tweede ding wat ons moet besef is, God het vir jou sekere begeertes gegee. En hierdie begeertes wat God vir jou gegee het, is deel van God se plan vir jou lewe. En hy het hierdie begeertes in jou kom belê. Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Hoe werk dit? Hoe meer jy jou verlustig in hom, hoe meer skyn die begeertes wat hy in jou belê het, helderder in jou lewe. God het sekere begeertes in jou geplaas. So as jy die vraag vra, hoe leef ek my skepingsdoel uit, is die vraag, wat wil jy doen, krities? Wat's in jou hart? Wat's 'n begeerte beleef jy? Ek praat nou eendag met 'n besigheidsman, hy sê ek moet vir hom bid, want pastore se gebede is ons baie meer kragtig as enigiemand anders in. Dit was nie ernstig nie, so terloops. Nou sê hy, nee, ek moet vir hom bid. Ek sê vir hom, nee, is reg, ek bid graag vir jou. Waarvoor bid ek vir jou? Hy sê, nee, hy het 'n probleem. Elke keer wat hy worship, en hy's in die diens, en hy's besig om te worship, en hy kom na die Here toe, en hy engage met die Here, die oomblik wat hy die Here se teenwoordigheid beleef, dan kry hy al hierdie besigheidsideë en oplossings vir sy probleme by die besigheid, en hy kan nie ophou dink nie, en dan sê hy, nee, fokus op die Here, en hoe meer hy fokus op die Here, hoe meer besigheidsidees kry. Hy sê, en ek dink heeltyd aan geld maak, terwyl ek in die kerk is, jy moet vir my verlos van hierdie saak. Ek sê, ek gaan vir jou niks verlos nie. Dis wat die Here jou gemaak het om te doen. So as jy naby hom kom, wat se begeerte gaan uit jou hart uitkom, die begeerte wat hy daar geplaas het. Want dis wat hy in jou belê het, dis waarvoor hy jou geskep het. Vat daai idees en gaan maak jou miljoene. Gaan doen wat jy moet doen, gaan doen wat hy jou voor geroep het. Gaan leef jou roeping uit. Derde manier wat die Here inherent met ons praat, oor dit wat hy ons geroep het om te doen, is deur ons passie. En Jeremia help ons mooi hier, in Jeremia 20 vers 9, kom Jeremia by 'n plek uit, en Jeremia het genoeg gehad. Hy wil nie meer preekie, hy wil nie meer praat nie, hy gaan nou stil bly, en hier is wat met hom gebeur. Hy sê, en wanneer ek dink, ek sal my aan hom nie steur nie, die Here nie steur nie, en nie meer in sy naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand, en wanneer waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen. Ek kan nie meer nie.
Jeremia sê, weet jy wat, die Here se woord is soos 'n brandende passie hier binne my. Ek kan nie help as om dit te doen nie. Wat kan jy nie help om te doen nie? Wat is die goed in jou lewe? Wat dit kom net uit jou uit. Jy as jy sê ek gaan dit nie meer doen nie, dan gebeur dit maar net weer, want dis wie jy is. As ek in 'n vergadering gaan sit en ek sê vandag gaan ek stil bly. Dit brand hier binne my. Ek moet iets sê. Ek kan nie help nie. Dis hoekom jy nie na my toe moet kom vir berading nie. Daai hele luister ding, ek weet nie, ek werk aan. Maar die realiteit is, wat is dit in jou lewe wat natuurlik uit jou kom? As jy iewers sit, gaan dit gebeur. As jy los, gaan jy iets daaraan doen, want dit is wie jy is. Wat is jou passie? Wat brand in jou? Wat kan jy nie stop nie? En ek besef, en ek beleef in my gees vanoggend, daar's mense hier, wat so lank 'n passie gehad het, en jy het geleef vir iets, dit was jou dryf. En toe het mense iets oor jou kom spreek, en jy het daai ding op sy gesit, en jy het so gewoond geraak, jy's amper dood, maar jy het dit eenkant gesit. Want iewers in jou is dit dood. Ek sê vir jou vanoggend, sê die Here, dit was nie hy nie, en hy wil dit weer kom wakker maak, daai vlam in jou binneste. En hy wil dit weer kom spreek, en jy sal dit nie kan terughou nie. Want hy gaan dit kom wakker maak, en as hy dit wakker gemaak het, sal jy dit nie weer kan stop nie, al wil jy. Dit gaan brand in jou binneste, gee oor aan dit wat die Here in jou belê het, en laat toe, dat dit wat hy in jou weggesteek het, uitkom in jou lewe. Laat toe dat hy dit kom doen. Laat toe dat hy dit deel van jou lewe kom maak, gee dit spasie. Wat is dit, dat wanneer jy daarmee besig is, word jy nie moeg nie. Jy kan net nog en nog en nog daarvan doen. Ek sien mense wat so vol oor tuin maak. Dis fascinerend. Hulle kan vir ure tuin maak. Hoe meer tuin hulle maak, hoe meer wil hulle tuin maak. Jy nie by my kom kuier nie. Ek het baie tuin. Wat is jou passie? Wat brand in jou hart? Wat hou jou wakker in die nag, omdat jy idees uitdink en daaroor droom, want dit kom natuurlik uit jou binneste uit. Die derde satelliet, die derde manier waarmee die Here met ons praat, is hy praat met ons deur middel van ander. Deur mense se inspraak in ons lewens. En daar's twee hoofkategorieë hier, twee hoofmaniere wat die Here met ons praat deur ander. Die eerste manier is deur raad, of net deur mense se inspraak of raad in ons lewens. En die tweede kategorie is hy praat met ons deur middel van profesie. En dis twee maniere wat die Here deur ander mense sy wil aan ons kom bekend maak. Nou ten opsigte van goddelike raad sê Spreuke 15:22, planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand. So deur baie raadgewers kom planne tot stand. En ek glo dit met my hele hart, dat hoe belangriker die besluit is, hoe meer insette kry ek oor daai besluit. Ons leef in 'n tyd wat mense hulle self isoleer en hulle eie koppe volg en droog maak. Een van die maniere wat die Here met ons praat, is deur middel van anders. Dis hoekom hy ons in 'n gemeente plaas. Want sy begeerte is dat ons in mekaar se lewens sal kan inspraak lewer, dat ons 'n veelheid van raadsgewers sal word vir mekaar en sal insette lewer in mekaar se lewe, dat ons planne, sy plan, sy droom in ons lewens die realiteit sal word en dat ons nie sal val in dit omdat ons eie koppe gevolg het nie. Soek raad, vra raad. Hoor wat die Here wil sê deur ander mense. Maak jou hart oop om insette te kry. Nou, ek weet hierdie is gevaarlik. Ek weet ons leef nie volgens ander mense se raad nie, ons moet ons eie besluite maak. Maar weet jy wat? Hierdie is een satelliet van baie. As jy voel die Here sê iets, hoor by ander, wat sien hulle? Wat is ander mense bereid om jou mee te help? Wat is die goed, wat as jy met hulle daaroor praat, dan stig dit sommer energie by hulle, want hulle sien iets in jou waarmee hulle jou wil help. Nou, dit maak nie saak hoe passievol ek is oor sang nie, ek kan nie sing nie. Tops hulle vra my om net saggies te sing hier voor, want ek trek die band af. Julle ken daai storie van jy het 'n engeltjie in die hemel wat jou note reg trek, voor dit by die Here kom. Ek het 'n hele koor wat probeer uitfigure wat ek sing. Maar die feit van die saak is, ek kan nie sing nie. So mense weet dit van my, hulle weet ek kan nie sing nie. So as ek na julle toe kom en ek sê hoorie nee, ek gaan 'n nuwe band begin. Stazelle is klaar onbeskaamd, so ons sal maar net beskaamd wees. Is daar enige een van julle wat my band wil join? Sterkte chom. Ons hoop jou stem kry jou ver.
Hoe verder van ons af, hoe beter. Maar as ek sê, nee, ek wil 'n kerk in die ooste van Pretoria vestig, waar ons die gemeenskap gaan bereik, en ek sal preek, as julle die res doen, ek kan praat. Nee, dan voel jy, weet jy, ek kan, doen daai, ek sê jou help met dit nog, dat jy regkom, maar kom, dit kan werk. Nee, wat is die goed, wat as mense met jou praat, wat hulle sê, maar hiermee kan ek jou help, ek sien hierdie in jou lewe, ek identifiseer hierdie in jou lewe, laat dit oplyn met die ander satelliete. Maar moenie na enigiemand gaan vir raad nie. Want die feit is, raad kan ook baie skade doen in ons lewens. Hier's gou 3 goed. As jy raad soek by mense, vra jouself hierdie 3 vrae af. Die eerste vraag is, het hierdie persoon ondervinding in daai veld? Moenie na 'n ongetroude persoon gaan vir getroude raad nie. Het die persoon ondervinding? Moenie na iemand sonder kinders gaan vir raad oor jou kinders grootmaak nie. Dit val in die kategorie van goed wat mense sê vir hulle kinders het. My kinders sal nooit. Nommer 2, nie net ondervinding nie, maar kundigheid. Het die persoon kundigheid in daai veld? Het die persoon al sukses bewys in daai veld? Kyk na die persoon se kinders, kyk na die persoon se huwelik, na wie jy gaan vir raad. En nommer 3, is die persoon volwasse genoeg om eerlik te wees. Daar's niks so sleg, soos om 'n klomp ja-broers vir raad te vra, wat jy maar net verder in die moeilikheid instuur. Vra vir mense wat die guts het om met jou eerlik te wees. Tweede manier wat God deur ander praat. God praat deur ander deur profesie. En in 2 Petrus hoofstuk 1 verduidelik Petrus mooi vir ons dat profesie is nie die resultaat van mense se gees nie, maar die resultaat van God se gees wat deur mense praat. En dis so eenvoudig soos dit. Profesie is wanneer iemand God se wil aan iemand anders verklaar. En ek het nie tyd om lankie by stil te staan vanoggend nie, maar daar's kritiese oomblikke in my lewe wat die Here deur 'n ander mens 'n woord gebring het wat geloof in my hart wakker gemaak het vir wat God wou doen. En ek vertrou so die Here dat dit die norm sal word in ons midde. Ek vertrou die Here dat hy deur sy gees die gawe van profesie sal kom losmaak in Ooskampus en dat ons nie net die Here sal hoor van onsself nie, maar dat ons die Here sal begin hoor vir ander mense en dit wat ons die Here oor sê oor hulle lewens sal uitspreek in wysheid en op maniere wat 'n impak kan maak in hulle lewens. Mag die Here dit kom doen in ons midde. Mag hy die gawe van profesie kom losmaak en mag ons inspraak in mekaar se lewens gee en inspraak in die gemeenskap en sê, mag God se wil deur ons mond verkondig word in mense se lewens. Die laaste satelliet of manier wat die Here met ons praat. God praat direk met ons, hy praat self met ons. God praat met ons deur inherente maniere, goed wat hy in ons belê het. En dan praat God ook met ons deur middel van ander mense. En laastens praat die Here met ons deur middel van ons omgewing, ons wêreld. Die plek wat ons bly. En daar's 2 komponente tot ons wêreld. Die een is ons omstandighede. En die Here praat met ons deur omstandighede. En die tweede een is die Here praat met ons deur voorsiening. Die Here praat met ons deur voorsiening. Nou, ek glo regtig dat ons lewens is soos 'n seilboot. En ek glo dat profeties sê die Here ook vir my kom wys in hierdie tyd dat baie mense in Ooskampus se lewens is soos 'n seilboot, maar hierdie seilboot het nie 'n roer nie. So wat gebeur is, hierdie seilboot is op hierdie dam of op die see of waar jy ook al wil sit, maar hy's op hierdie water en as 'n seilboot nie 'n roer het nie, kan die seilboot net gaan daar waarheen die wind waai. Die seilboot gaan maar net af in die rigting wat die wind waai. En baie van ons lewens is so, ons lewe soos die omstandighede dikteer. Jy was in 'n spesifieke skool gewees waar daar sekere vakke aangebied is en jy het soort van belang gestel in 'n vak en toe vat jy nou maar daai vak en toe kry jy 'n beurs om 'n spesifieke ding te gaan swat. Toe jy maar gaan swat wat die beurs gesê het jy moet swat want is al beurs wat jy kon kry en toe swat jy nou maar wat die beurs gesê het en jy het nie regtig gehou waarvan jy geswat het nie, maar toe jy nou klaar geswat is, toe moes jy in daai beroep ingaan. En toe gaan jy nou maar in die beroep in want dit was die beroep waarna jy moes gegaan het want jy moes die beurs terugwerk en jy het nie ander opsies gehad nie en toe jy jou weer kon kry, is dit die enigste beroep waarin jy 'n ondervinding het. En toe jy 'n vrou om te onderhou en 'n paar kinders om na te kyk en dis nie 'n goeie tyd om radikale besluite te maak nie en nou doen jy maar wat jy doen want dis maar wat jy doen. Want jy betaal die rekeninge aan die einde van die maand. Dit is 'n seilboot sonder 'n roer. As die Here
egter kom en sy wil aan ons openbaar, dan gee dit ons 'n roer. En 'n seilboot met 'n roer het die vermoë om dieselfde wind wat hom sou rondwaai sonder die roer te gebruik om uit te kom by die bestemming wat hy wil uitkom. En wanneer ons die wil van die Here ken in ons lewens, dan kom ons en ons vat hierdie selfde omstandighede, hierdie selfde gebeure en ons gebruik dit as die krag om by die Here se plan en sy wil vir ons lewens uit te kom. God wil vir jou 'n roer kom gee. Hy wil vir jou rigting kom gee bo omstandighede uit en ons moet weet wanneer dit tyd is dat ons met ons omstandighede moet praat. Daar's 'n geleentheid waar Jesus op 'n boot is saam met die disippels en hulle is in 'n storm en as hulle in hierdie storm kom dan is die wind en die storm en die water en dis chaos en al die tekens, al die omstandighede sê hulle moenie gaan waartoe hulle gaan nie. Wat doen Jesus? Hy praat met die storm. Hy praat met die omstandighede. Hy sê stop dit. Wat doen die storm? Storm word stil. Hulle kom by hulle bestemming. Daar's omstandighede in ons lewens wat ons moet leer dat ons met daai omstandighede moet praat. Ons moet dit aanspreek in die naam van Jesus Christus en daai omstandighede sal in lyn kom met God se plan. Maar nie alle omstandighede is daai tipe omstandighede nie. Daar is geleenthede wat die Here ook ons omstandighede wil gebruik om met ons te praat. En die voorbeeld die is Bileam. Ek weet nie of jy sy storie ken nie. In Numeri 22 kry ons die storie van Bileam. Hy wil 'n spesifieke woord gaan uitspreek en hy's op pad op sy donkie se rug en dan wat gebeur? Die donkie steek vas. Bileam raak kwaad vir die donkie, hy skop die donkie, hy praat met die donkie, hy slaan die donkie. Hy trek aan die donkie wil nie beweeg nie. En eintlik maak die Here die donkie se mond oop, die donkie sê vir hom ek het die engel van die Here in die pad gesien, reg om jou kop af te sny. Daarom het ek gestop. Die Here gebruik daai omstandighede om met Bileam te gesels. Ons het onderskeidingsvermoë nodig om te weet watter omstandighede praat ons mee en watter omstandighede moet ons toelaat om met ons te praat. Vra die Here, gebruik die ander satelliete, gebruik die ander maniere wat die Here praat om duidelik te weet, is hierdie omstandigheid wat met my moet praat of moet ek met hom praat? En dan leef jy in gehoorsaam. Nie net praat die Here met ons deur ons omstandighede nie, hy praat met ons deur middel van voorsiening. Partykeer maak die Here vir ons 'n deur oop, hy voorsien vir jou 'n nuwe werk, hy maak vir jou 'n plek om iets te doen, en dis wonderlik as die Here met ons praat deur voorsiening, en hy maak daai deur oop, en jy stap net deur hom, en jy weet dis die Here wat vir jou 'n pad gemaak het. En partykeer gebeur dit so, en ek loof die Here daarvoor, maar dis nie altyd die geval nie. Dit gebeur partykeer dat ons beleef, ons moet in 'n rigting gaan, maar daar's geen voorsiening nie. Petrus staan op 'n boot in 'n storm. Jesus kom aangeloop en hy sê kom. Wat maak Petrus? Petrus klim uit die boot uit. Hy wag nie vir die laailou om te verskyn nie. Hy wag nie vir die klippe om uit die water uit te reis. Here, ek kom nou, ek wag net vir die voorsiening. Ek kan tog nie verwag dat ek moet op die water loop nie. So voorsien, dan kom ek. Petrus klim uit die boot uit op die woord van die Here, en soos hy uitklim op die woord van die Here, hou die woord van die Here en sy geloof in die woord van die Here hou hom op, en hy loop op die water. God het 'n wil vir jou lewe. Hy het 'n droom. Hy het 'n plan. En van voor jy gebore is af, is hy besig om hierdie plan na mekaar te sit, na mekaar te weef en uitlatings te maak en met jou te gesels op 'n verskeidenheid van maniere oor hierdie plan. God wil hê dat jy sy wil moet ken. Nie net dat jy sy wil moet ken nie, maar dat jy die wonder moet beleef van sy wil uitleef. Van sy wil wat jou realiteit word.